Goeiemôre, good morning. Ek is Razan McKenzie en saam met my het ek vir Pieter Koen en Elsa Estreisen en saam gaan ons poog om hierdie blou maandag effens draagliker te maak. Nou ons het natuurlik ook vir Thys van Sail saam met ons met sy lyf in die ateljee en sy gedagtes by aandelebeurs. Dit is my koppie en my pange. Ja, sorry, ek kan nie hoor nie, sorry. Môre Thys, hoe gaan dit? Ek's lekker man, en julle? Ja, maandag, ons is reg om die week aan te pak. Nuwe week, Vir sommige mense is die maandag meer blou, maar jy lyk nog steeds. Ons moet net sê, is die maandag reg vir ons? Ja. Nee, hy is. Ons het baie om oor te gesels. Goeiemôre, good morning van my kant af ook en hierdie week gaan ons behoorlik afskop. Ons leer bietjie meer oor allerlei wetenskaplike dinge en so aan neurowetenskappe om meer spesifiek te wees. Skrywer Carla van der Spy kom gesels oor haar nuwe boek en die sanger Caroline Grace kom kuier by ons ateljee. So we're going to be graced with a lot of great stories, a lot of fabulous people. What a morning. Goeiemôre. Yes, baie uiteenlopende goed is altyd interessant hier by ons op Goeiemôre, good morning. Ons kop natuurlik die week af en die program af met ons oggendpraatjies. Nou wil ek weet, wie van julle was al ooit hier by gesteek? Ek dink ons almal was al. Ja. Nee. En gelukkig vir ons is een van ons is allergies vir 'n bysteek, want dit is nogal iets waar. So daar is hierdie nuwe alternatiewe mediese praktisyn en dit is genoem apiterapie. En dit behels dat bygif gebruik word om sekere veltoestande te behandel soos plooie, akne, dalk siektes, pyn en inflammasie en sulke goed. En dit is beskikbaar in verskillende vorms soos aanvullings, byvochtigers, serums en dan word daar ook lewendige byterapie gebruik om hierdie siektes en goed te behandel. So mense kan eintlik gesteek word deur 'n by om dit of hulle velprobleme te behandel of ander siektes ook. So the question is, obviously there's been not that much research done around something like this. I wanted to ask all of you, would you do something like apitherapy, they call it? Nee, ek moet sê ek sal bietjie 2 keer daaroor nadink, nê. Ek meen 'n byse steek, maak nie saak wat se by dit is nie, is damn seer man. Ja. So as jy dit regtig wil doen om dalk ek het dalk 'n paar plooie wat ek moet verskans, maar dan gaan ek lyk asof ek weer ouer gebotox het. Ja. Nee, ek weet nie. Maar ek dink hoe hulle dit doen is eintlik regtig interessant en ons het 'n video van 'n TikToker wat aan kroniese Lyme disease ly. Okay. And this TikToker has actually shown how she uses the bee sting to actually help her with the disease that she's got. Let's take a look. Testing myself with live honeybees for my chronic Lyme disease, and today's a sting day, so let's do it. Hey, will you sting me with this bee? Okay. My mama's gonna help. Like, let's see, here's my spine. Here-ish. Does that look too high up? No, you're good. Thanks. Woo! Man! Wel, as dit vir mense werk, is daar seker definitief meriete in die saak, Ja. maar ek sal maar 2 keer dink of seker maak, jy weet. Ja. Ek wil nou nie 'n proefkonyn noodwendig wees om te kyk of dit gaan werk nie, maar Dit is blykbaar ook gebruik in die behandeling van artritis en dit is vir my nogal bietjie drasties. Ja. Ja. As dit iets is wat hulle vir jou kan sê, luister, jy het nou 'n kroniese siekte en as jy hierdie ding 1 keer 'n week of 1 keer elke 2 weke probeer, kan dit dalk help. Then maybe, but I don't think I'm going to do it just so that I can have beautiful glowing skin and no more wrinkles, right? It's painful to be beautiful, baby. Apparently. Dankie, Thys. Thank you for Die that. wysere wat jy ondervinding lyk dit vir my. Lekker ondervinding. Luister, gepraat van allerlei alternatiewe behandelings en so het julle al gehoor van kuiltjie chirurgie? Ja, is 'n kuiltjie nie mos hier wat jy in die wangetjies het of soos John Travolta Ja. of so kuiltjie. Dit is so 'n mooi woord. Ek het altyd net dit geken as dimpels. Ja. Kuiltjie het ek nou gister geleer toe ek my teks kry. Ek wonder of dit 'n sinoniem is en of daar wel 'n verskil is tussen 'n kuiltjie en 'n dimpel of 'n dimpel. En ons moet maar 'n bietjie, waar is daardie dames en menere wat so
taalpurist die saam met ons is. Ons HAT sal ons nou laat weet. Mense spandeer nou $1000 op nuwe tendens. Kuiltjies. Die prosedure bekend as dimpelplastie is 'n operasie van kunsmatige kuiltjies op een of albei wange skep. Dis 'n kuiltjie. Dan is hierdie seker 'n dimpel. Okay. Vroeger het mense staat gemaak op toestelle soos die dimpelmaker wat die vel knyp om kuiltjies na te boots. Soos wat jy nou daar op die skerm sal sien, kyk net daar maak sy vir haar 'n dimpel. Oh, golly. Knyp vir my daar 'n dimpeltjie vas vir die dag. Daar kom painful to be beautiful. Oh, natuurlik sê hulle ook, mense kies nou hierdie teen chirurgie teen so wat $1.500 of R30.000. Maar kyk net gou na hierdie video. Kyk net gou na hierdie video, dan kyk jy, wat gaan jy daarvan sê? Nee. Ek is my stopslok ry terwyl hulle besig is. En die mangels uithaal. Luister nou, dit laat my wonder, gaan jy dan nou eerder hierdie roete gaan of gaan jy maar by die bysteke? Yes, nie. Daar kan Let's jy just ander leave it, dubbeltjie kry daar of iets. I don't know. Also, it doesn't look like dimples. Yeah. It just looks like two holes in your face. So Ja, you might as well like get like a natuurlijk, hè. piercing or something. Dit is In both onnatuurlik, cheeks. man. This just doesn't... Ek dink op die operasietafel lyk dit nog meer onnatuurlik. Ek wil graag sien hoe lyk dit daarna, jy weet, of dit regtig werk. natuurlik lyk en of dit werk. Ja. En wat gebeur jare later val jou wange in Ja. of dit uit. I don't know. Dit But is you vir do my- that. No, I definitely wouldn't do Ek that. ook nie. But each to their own, right? But I don't think I would go and drastically change my face because my face is my face. Yes. Maar om gaatjies in jou gesig in te Hier is die groot vraag. Sal jy wel iets aan jou wil verander? Jy moet Maar sê dan- wat nie, maar sal jy iets Voordat ek dit doen, en dan eet ek eerder 2 suurlemoene 'n dag. Jy weet, dan doen is dit maar op 'n natuurlike manier nie. Ek dink die mense veral oor see, jou Hollywood sterre Ja. en so aan. Hulle het nou al bewys deur die jare dat plastiese chirurgie het tog 'n impak op 'n mens. Ja. Ek dink 'n ou moet dit een keer doen of die mense wat dit gedoen het, doen dit een keer, but just leave it then. Ja. Don't Otherwise you're overdo it. gonna get botched, man. Ja, maar die ding is ook, ek dink dit word 'n verslawing en jy het nou Botched genoem, daar's daar 'n televisieprogram wat ook kyk na mense wat nou kom om die chirurgie te verbeter want iets het verkeerd gegaan, maar dan wil jy die hele tyd net verbeter en verbeter en verbeter. Waar trek mense die lyn? En soos ek gesê het, mense kan besluit wat hulle met hulle eie liggame wil doen, maar vir my persoonlik dink ek as jy eers begin, is dit moeilik om op te hou. Ja, dis soos 'n ou net aan 1300 bakkie van brakpan. Jy weet, as hy klaar is, is hy klaar. Jy kan hom net soveel kere wat saam op soos. Hy gaan nie wen as die 3 liter verbydraf nie. Ons hou maar by die gesig yoga. Ons hou maar by die gesig Ja, liggaam. dit is baie beter. Ja, ek dink dit is 'n beter idee as selfs die kuiltjie chirurgie en die bysteek. Wonder wat sal die kykers daarvan dink? Hulle moet vir ons laat weet, né? Daar is 'n QR-kode wat op die skerm verskyn elke nou en dan as dit nie nou dadelik is nie. Laat weet vir ons wil graag hoor wat dink jy daarvan. Ja, verseker. En onthou ook dat jy ons op sosiale media kan gaan volg. Dit nou op Facebook en op Instagram. En soos wat ons al gesê het, daar kan jy ook gaan kyk wat ons alles agter hier, wel agter die skerms aanvang en dit is snaakse dinge. Maar ek hoop jy kry solank vir jou nog 'n koppie koffie, want ons is binnekort weer terug en dan gesels ons verder. Kan nie wag nie. Lekker program. Goeiemôre. Good morning.